Stap asseblief. Serie van 3 kamers van denken. Kan dibaca dia. Goeiemôre geliefdes in ons Here Jesus Christus. Ja, dit is 'n swaar welkom. Dis daar waar ons ook mag afskeid neem. Maar baie welkom in een en elkeen, ook vandag hier in die huis van die Here, waar ons die laaste vertroosting wil kom kry. Ook vir dit, in hierdie tyd wat ons dit deurmaak, mag die Here in elkeen ook aan die hart ryklik seën dat sy Gees ook die harte sal vul, om ook hierdie groot verlies dan te kan aanvaar en te kan verwerk. Ek wil spesiaal vir Lou, klein Lou, Anna-Mark, Piet, Harry, julle families baie sterkte toewens. Ook in hierdie laaste deel, waar ons as mens dan kom afskeid neem. Kom afskeid neem van 'n geliefde, 'n eggenoot, ja, 'n ma, kind, 'n vriendin, 'n kollega. En vir baie van ons wat nie familie van haar is, het sy ons lewens kom aanraak en kom verryk. Die bietjie wat ek van Karen geken het, as ek hom huisbesoek doen het hier in Pongola, sy was stil gewees en sy het geluister, aandagtig as 'n mens met haar praat. En dan het sy daai ongelooflike glimlag gehad. As sy klaar met haar gepraat het, het sy ook so mooi glimlag. En dis iets wat ek altyd in my hart, en dan altyd sal onthou. Ek weet dat van u wat hier is, het sy ook diep spore getrap. Mens kan dit sien in hierdie gemeenskap ook, dat sy geliefd was. En dat ons elkeen vandag hier is, en dan ook haar te ontgroet vir 'n laaste keer, eer in haar lewe te gee. Dankie vir elkeen van u wat die tyd geneem het, om vandag hier te wees. Ek wil om verskoning vra dat ek nie eens 'n baadjie aan het nie. Maar ek het gevrees toe die woord Pongola hoor, en ek spreek nog al redelik erg, en ek nie besef dat hier is ligversorging nie. So asseblief verskoon en verdra my, dat ek nie eers my baadjie aangewerk het nie. Soos ek gesê het, die dood het so skielik gekom, onvoorwags. Dit was so groot skok vir my, toe Piet my bel en vir my die nuus meedeel. My hart het sommer net daar aan mekaar geskeer, en ek het op daardie oomblik in my gedagtes deurgegaan. Here, hoe doen? Sy is dan eintlik nog so jonk, sy het nog so baie om voor te geleef het. Toe onmiddellik kom die woorde van Psalm 139 vers 16 in my kop op. Maar die Here vir ons daai bevestiging kom gee, dat nog voordat ons moederskoot gevorm is, ons dae vir ons bepaal is. En dit bring ons dan onmiddellik by hierdie punt van tyd. Want alles in hierdie lewe gaan oor tyd. Dag toe ons gebore is ons glasie omgedraai en ons seintjie begin hardloop. Soos ons nou hier by mekaar is ons seintjie besig om uit te hardloop. En ons elkeen besig om nader aan ons einde te kom.
En die groot hartseer van hierdie alles is net, dat ons word so vasgevang, dat ons nie genoeg tyd gee aan mekaar. Want dit gebeur maar so wanneer die dood aan die deur kom klop het, want daar 'n klomp vrae in ons kop. Here, hoekom? Here, kon sy maar nog 'n bietjie langer gebly het. Here, daar is nog so baie wat ons nou saam doen. Daar is nog so baie wat ons vir mekaar wou sê. En dan is dit maar die natuur van die mens wat ons gaan stil sit en begin dink en wonder. Het ek genoeg tyd spandeer aan haar? En 'n mens besef die tyd het so vinnig uitgehardloop dat dis eintlik los dit net 'n leer en 'n seer deel binnekant in 'n mens. Ek het nou al by baie begrafnisse sê vir die mense goed. Daar's niks wat ons as mens vir mekaar kan sê wat daardie pyn en daardie seer en daardie leegheid kan wegneem. Dis net woorde, ons kan nog verlou hulle sê, die familie sê, ons innige simpatie, ons is jammer saam met julle. Maar as ons wegstap, dan voel hulle nie gevul en beter nie. Hulle voel maar nog net so hartseer en leeg. En dis hoekom ons vandag hier by mekaar is. Want die Here wil nie hê dat dit so moet wees. Hy wil nie hê dat daar twyfel in ons harte moet wees of verwondering moet wees van hoekom en waarom en die Here die tyd was te min gewees nie. Die Here kom sê vir ons elkeen baie duidelik. Wanneer hierdie vrae en gevoelens in ons opkom en 'n mens nie half weet, Here, wat ek kan doen, sê die Here volgende weer eens vir ons, raak rustig my kind. Hoor wat my woorde vir jou sê. En ek wil graag sommer begin vir u te sê dat as ons na al hierdie dinge gaan kyk, en ons dink elkeen ons lewens soos u elkeen vanoggend hier sit, dan wanneer die dood in die deur kom klop het, dan kry 'n mens die gevoel dat die boek Prediker wat Salomo vir ons elkeen geskryf het, en dit waarmee ons op elke dag beproef, het Salomo die waarheid gepraat. Salomo het alles aan beproef. Gaan lees maar gerus weer die boek Prediker. Waar hy sê, geld, plesier, noem dit aansien. Hy het alles gedoen en hy het dit in die oortreffende trap gedoen. En dan sê hy vir ons elke keer in Prediker, dis alles te vergeefs. Hierdie hele lewe waarmee ons beskarrel en rondhardloop, by mekaar te maak, en om seker te maak ons kom bo uit in die lewe, in hierdie wêreld, sê hy vir ons, julle mors julle tyd. Ek, die rykste man en die slimste man in die wêreld, het dit alles probeer. Hy het tot oor die 700 vrouens gehad. En gaan lees maar daar hoe hy alles, soos die Engelsman sal sê, oor die ekstreem gevat het. En dan na alles, om sê hy vir ons in Prediker 12, vers 13, maar alles hiervan die grootste, is dat ons vir God bedien, dat ons aan God gehoorsaam moet wees. Dit is die belangrikste saak vir elke mens wat op hierdie aarde leef, is om te doen wat God van ons vra. Jesus kom dan en hy kom sê vir ons in Johannes 8 vers 51, hierdie ongelooflike woorde wat vir ons elkeen moet troos wees. Die woorde klink so, dit verseker ek julle, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in ewigheid nooit sterf nie. As ons dus met Jesus Christus in ons lewens aanneem, sê hy vir ons, al sterwe jy sal jy lewe, want ek lewe in jou. My gees wat in die doodheid opgestaan het, leef in jou hart. En wanneer ons dit hoor, dan besef ons, maar ons is toch nie so alleen nie. Die Here het ons nie net oorgegee aan ons
Het gesê sterkte, ek sien julle by die einde. Hy het vir ons baie duidelik mooi kom sê. En dis die tema wat ek ook vanoggend graag wil hê ons aan aandag moet gee. Dit sal vinnig wees. En ek wil dan vra net voordat ons begin met ons skriflesing, dat ons ook sal saam sing. Dat ons die oorwinningslied wat vir ons elkeen daardie sekerheid moet gee. Daardie sekerheid wat Jesus net gaan praat, dat ek dit reeds gekry het. So kom ons staan en dan sing ons oorwinningslied wat nie ook in die draai het. Dat julle van my kan sien. Ons gaan nou 'n stukkie saam lees. En dis wel in die boek Romeine 8. Die opskrif daar sê vir ons oorwinningslied. God vir ons, wie sal teen ons wees? En ek wil graag daar vir ons begin saam lees daar van die 35ste vers af, wat sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benouding? Of vervolging of honger of naaktheid, of gevaar of swaar. Soos geskrywe is, om U wil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Dan hier kom die belangrike vers vir ons. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. En dan is dit 'n belydenis wat Paulus gee en hy sê vir ons, want ek is verseker
dat geen dood, ewe dood, of engele, of owerste of magte, teenwoordig of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Ongelooflik om daaraan te dink, dat die Here vir ons kom sê, daar's niks op hierdie aarde of in die hemel, enige iets noem dit op, wat jou van my liefde kan skei. Dat as jy aan my behoort, is jy myne, en niks, niemand kan jou wegryk van my. En dit is so dat as ons op 'n dag soos vandag, voel ons dan werklik of ons reeds oorwinnaars is. Voel ons op 'n dag soos vandag, maar die seer en die leegheid. Ek sien dit is so dat ons vanoggend eintlik die vraag moet anders te vra. Want ons hoor hier dat ons het reeds die oorwinning behaal. Maar ek is seker dat daar van ons wat vanoggend hier is wat voel, ek het nie die oorwinning behaal. Ek sit hier in hartseer en sak en as. En vra die Here vir ons, waar pas ek in jou lewe in? Is jy met jou lewe op hierdie oomblik in pas wat God die Vader van ons vra? En as ons sê, ja, maar die Here is in ons lewe, dan moet ons volgende ook weer mekaar die volgende vraag vra. Waar pas hy in op ons lys? Wat se posisie betwee hy? Want jy sien, dit is ongelooflik, maar net so, dat ons as mense tog so besig is elke dag, om in hierdie lewe te wil bo uitkom, dat ander na my kan kyk en sê, ja waarlik, hy en sy het gemaak in die wêreld se oë, ja, maar in God se oë, maak ons dit. Of is die Here op hierdie stadium, hy is deel van ons lewens, ek glo hom, ek volg hom, met die bietjie tyd wat ek het. Want jy sien, ons is toch so besig om voorsiening te wil maak vir die dag van môre. En ons wil toch ook almal sosiaal aanvaarbaar wees. So die voertuig waarmee ek ry, en die huis waar ek bly, die plaas waar ek besig is, die ander buurman moet daarom nie daar kan kom en op my neerkyk. En jy sien, in hierdie stryd verloor ons dit alles. Want ons is so besig te doen wat Salomo vir ons gesê het om nie te doen. Om bekommerd te wees oor die dag van môre. Ons wat nie eers weet of ons môre daar kan wees nie. Jy sien, dit is, ons het dit net vir mekaar gesê, dat ons elkeen het 'n tyd wat ons hier op aarde is. Nie een van ons weet wanneer ons laaste sandkorreltjie gaan val nie. En daarom sê die Here vanoggend weer eens vir ons, maak vir jou stap by mekaar, maar mond en roes kan verbied dit opvreem. Maar daar in die hemel, daar waar jy ewigheidsbehaag het. Maar dit is ongelukkig dan ook so dat ons hoor al hierdie dinge. En dan kan ons vir mekaar vra, maar Here, wat vra jy dus van my? En ek wil vir u 'n paar teksverse gee uit die woord van God uit, net om vir u te wys dat ons dien die Here wat ons liefhet. 'n God soos wat ons aan lees oor, wat sy enigste gebore seun vir ons gegee, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou kom sê ons hier in Spreuke 4 vers 23, sê die Here volgens vir ons, hier waar ons so sit en hierdie goed in ons koppe maal, sê Spreuke vir ons, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Dit waarin jy die hele tyd in jou kop besig is, dit is wat jou lewe bepaal. En ongelukkig bepaal nie net jou lewe nie, dit bepaal ook jou einde. Dit is dan vir ons nie so moeilik as ons net die woord van God ondersoek
Efesiërs 4 vers 23 sê vir ons wat ons moet doen. Hy sê vir ons, julle gees, julle gedagtes moet nuut word. Want as daar nie vernuwing is, het ons 'n probleem. En dis ook nie die eerste keer wat ons daarvan lees nie. Ek dink jy almal ken hierdie baie goed. Die Fariseer, skrifgeleerde Nikodemus gaan na die Here toe. En hy vra vir hom, Here, wat moet ek doen om in die hemel te kom? Johannes 3 vers 3 sê dit vir ons baie duidelik, sê die Here vir ons, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie hierdie lewe waarin ons nou is, gaan laat staan nie, en weer gebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. En hierdie wedergeboorte wat Jesus hiervan praat, as ons 'n bietjie daar in Johannes 3 gaan lees, is dit vir ons baie duidelik, dat hy praat van geestelike vernuwing. Die manier hoe ons dink, die manier hoe ons beplan, die manier hoe ons die dag aanvat, sê daarom vernuwing van dit doen. So met ander woorde, ek kan nie aanhou soos wat ek op die oomblik aangaan nie. Want die Here sê vir my, dan gaan ek dit mis. Maar nou kan baie van ons sê, ja, maar ek volg die Here. En ek glo. Ek weet nie baie van die misdaad hierdie prentjie gesien het van hierdie twee paaie. Een is daar 'n bord op, soos wat ons nou maar in die stede ingaan, wat sê waarheen jy op pad is. Die een bord sê ons volg Jesus. Daai pad is vol, die mense vertrap mekaar. Ander kant se pad sê ons doen wat Jesus van ons vra, wat God van ons vra. Jy sal sien daar's daai paadjie beloop. Want ons hou nie baie van daai pad nie, want dan kan ek nie my eie wil doen nie. Ons wat volgende hier is 'n troos nodig. En ons het nodig dat die Here vir ons vanoggend weer daar die versekering moet gee. Jy hoef nie te vrees nie. Jy hoef nie 'n nuwe ontdekking te maak nie. Alles is vir julle elkeen daar en tot julle beskikking. En 1 Petrus 1 vers 23 sê vir ons, julle is nie wedergebore uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, deur die lewende woord van God. Dan kom die antwoord weer vir ons. Die padkaart, ek wil amper so ver gaan om te sê, die handleiding van die mens. Die sy. Alles wat ons wil weet, alles wat ons moet doen, is hierin vir ons opgeskryf. Die Here sê dit vir ons baie duidelik, soos hy sê wat 1 Petrus 23 ook vir ons sê. Die woord van God wat lewe gee. Die woord van die Here, wat so 'n rol speel hy in ons lewens? In baie van ons huishoudings het elkeen van ons groot geword, waar ons in die aand nadat ons geëet het, pa geroep het en gesê, bring die Bybel. En dan het ons daar op die tafel gesit. Ons het gelees, ons het saam psalms en haleluja liedere gesing. Ons het in daardie nag rustig gaan slaap. As ek volgens sal moet vra, in hoeveel huise gebeur dit nog? Dit gaan hartseer wees, maar dit gebeur nie. Ons mense het nie meer tyd vir God. Terwyl hy vir ons sê, julle kinders, ouers, julle moet julle kinders dag en nag my woord inskerp. Elke keer wanneer hulle sien, hoe gaan dit eers daar? Hoe praat kinders met hulle ouers? Nou wie se skuld is dit? Is dit die Here se skuld? Jy sien ons as mensdom wil nie van die ek ontstaan, wat my wil moet vel. Die Here kom sê vir ons, solank as julle so kan aanhou leef, is dit hartseer. Want dan beteken al hierdie woorde en beloftes van my vir julle niks. Paulus sê vir ons in Kolossense 2 vers 20, as julle dan saam met Christus die eerste beginsel van die wêreld afgesterf het,
Waarom is julle asof julle nog deel van hierdie wêreld is? Dis daai paadjie wat ek net van gepraat het, almal wat sê ons volg, maar nie doen nie. Paulus kom waarsku die gemeente in Kolossense en hy sê vir hulle, dis alles goed, julle sê, julle het hierdie wêreld afgesterf. Maar hoekom lyk dit nog so? En ons sien dit elke dag in ons lewens, oralste waar ons gaan. Ons bely een ding met die mond, maar ons dade wys ander dinge. Jy sien, ons kan baie maklik sê, ek het die Here lief, ek is sy kind. Maar dan Saterdag by die klap, dan lyk dit nie meer heeltemal so. Wanneer ek my meer verloor, na die vrug van die gees van selfbeheersing vorentoe kom, dan eindig vir my die reg doen. Ek kan doen wat ek wil. Dis hartseer, want jy sien, dan is ons besig met 'n valse godsdienst. Dan is daar nie vir ons troos by die begrafenis nie. Want dan beteken dit, ek gaan maar met eie krag en my eie krag van my vrou leef. Saam met hierdie is daar 'n woord van waarskuwing uit Matteus 7 vers 21 vir ons. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk van God ingaan nie, maar slegs hy wat die wil doen van my Vader. Dis baie duidelik. Ons kan maar sê wat ons wil. Christus, hy ondersoek ons harte en hy weet wat ons doen en wat ons nodig het. Dan kan ons mekaar vra, en ek dink dis 'n baie regverdige vraag. Ons hoor dan maar slegs hulle wat die wil doen van my Vader. Wat is die wil van God vir die lewe? Hier is baie bekende woorde wat nie almal sal ken nie. Matteus 7 vers 5 sê vir ons, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Dan kom hier 'n belangrike woorde. Luister na hom. Niks anders nie. En leef dit maar. Daar staan baie duidelik wat God se opdrag vir die kinders is. Daar waar die verheerliking op die berg waar dit Jesus verheerlik is op die berg, het God afgekom en hierdie stem dit vir ons kom sê, luister na hom. Waarna moet ons luister? Nou maak Johannes 14 vers 6 op vir mens baie meer sin. Wat sê Johannes 14? Ons almal ken dit. Ons sê dit baie. En ek gaan dit maar net weer vir u doen. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daarom sê die Here dit vir ons baie duidelik. Hy is die groot trooster. Hy opgevaar het aan die hemel en hy het gesê, ek laat vir julle die trooster na. Dis die trooster, die Heilige Gees. Wanneer ons in weemoed en in sap en as is, dan moet eenheid van mekaar een vraag vra. Waar is die Gees van God? Leef hy in my? Want as hy in my leef, sê die woord van die Here vir ons, hy sal ons troos. Hy sal al die trane afdroog. Hy sal vir ons pad na die ewigheid oopmaak. Dit is reeds vir ons elkeen beskikbaar. Nie een van ons moet 'n nuwe ontdekking doen nie. Die Here Jesus staan en gesterf en hy opgestaan vir elkeen van ons. En hy nooi vir ons op en weer uit. En nooi ons uit in hierdie woorde van Matteus 11 vers 28 wat sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. En ek sal vir jou rus en vrede gee. Ons sal dit ons wil hê, vandag soos vandag. Ons sê die Here, bring daai aanseer, bring al daai vertwyfeling, bring al daai vrae, bring dit na my toe. En ek sal vir jou rus en vrede gee. Ons het dis nie meer nodig om soos die heidene te treur nie. Want ek glo, elkeen van ons en die Here baie lief. Hy beloof, want onthou, die Here kan nie lieg nie.
Ons het nou juist weer gehoor, soos in Johannes 4, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Christus is die waarheid. Daar is geen duisternis nie. En hy wil nie hê dat enige van ons verlore is. Dit is vir die Here, vir sy Vader. Jy kan maar gaan lees, as ons lees baie van die eindtye en die dinge wat kom. Dan lees ons daar dat as God nie die dae verkort het nie, dat niemand in die hemel sal. Dankie Here dat U nog geduld met ons elkeen het en dat ons kan iets saam met U in die paradys is. Ek wil graag vra dat U weet dit is maar vir ons geen lekker by begrafnis gewees nie. Dis hartseer, maar neem asseblief hierdie woorde, hierdie laaste vers wat ek wil gee. Neem dit met U saam, maak dit deel van die lewe en beleef dit. Johannes 11 vers 25 sê vir ons, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie, tot in ewigheid dien. Onthou dit. As die Here in die lewe is, kan U vir die dood maar glimlag. En ons sê, bring dit, ek skrik nie vir Here. Die woorde wat Paulus ook gesê het, vir my om te lewe is Christus, en om te sterwe 'n wins. Veel van ons voel so. Ek moet sê, ek voel nie elke dag so die mens. Dis maar die behoefte van die mens is, ons wil allemaal lewe, en ons wil langer lewe. En ons sien dan ook dat God 'n belofte vir die kinders van die Christene gee om te sê, eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word in die land van die Here. Ons almal het 'n behoefte tot langer lewe. Die ongeluk is net, die een van ons weet hoe lank dit gaan wees nie. Want soos hierdie son volgende op my, staan daar duisende mense reg oor hierdie wêreld wat nie vanoggend hulle oorloop gemaak het. So leef elkeen van ons, maar met die hoop dat ek nog 'n kansie gaan hê, en daar, soos die moordenaar in die kruis, daar op 99 April agterdeur in te glip. En te vra, Here, wees my genadig. Maar nie almal van ons het daar die geleentheid of hulle kan maar sê, voorreg om nog dit te kan doen. Want dinge gebeur so vinnig. Here kom haal ons soveel verskillende maniere. Hy maak nooit 'n fout nie. Ongelukkig is dit so, dat daar baie kere in ons lewens eers iets verskrikliks soos hierdie moet gebeur, om ons tot stilstand te bring. En vir ons te laat om stilstaan en sê, Here, wat vra U van my? Wat wil U van my hê? Here kom sê vanoggend, ek soek jou hart. Ek wil in jou leef. En ek wil hê jy moet vrugte dra vir my. Jy moet vir my 'n lig dra in hierdie wêreld. Mag dit vir elkeen lig in die lewe bring. Ek het eendag 'n ding raak gelees waar iemand sê, dat wanneer iemand sterf, sy lig nie uitgedoop word nie, maar die lamp uitgeblaas word, aan die dag het aangebreek. Maar wanneer daar die dag aanbreek, is Christus en sy engele en almal se lig so oorweldigend, dat ons geen lig van hierdie wêreld meer nodig het. Mag elkeen van ons vanoggend net 'n oomblik neem. Engelsman sal sê, net 'n bietjie stop vat. Waar staan ek? Op hierdie heilige oomblik, my verhouding tot God. En wanneer dit vir u voel, ek is reg, loof en prys ons die Here, wat vir die van u wat voel, ek is nog nie heeltemal daar, asseblief nie uitstel. Moenie daai kans vat nie. Baie van die van doen nie wat die maar het oor, hy wil net die storie vertel, waar hy gaan huis besoek het. En hierdie dogtertjie het sy hart aangeraak. En hy het saam met haar gesit en bid, en vir haar gesê, my kind, jy moet nooit vergeet, jy moet aan, Bybel te lees, en te bid vir die Here nie.
Maar mens weet nooit wat in die nag kan gebeur nie. En sy het geluister, sy het gesê, ja, Naomi, ek sal daaroor dink. En sy het in die nag wakker geword, en sy het haar Bybel toegemaak, en sy het hom maar weer toegemaak. En toe vat sy haar potlood en sy skryf in haar Bybel, ek sal môre my hart vir die Here gee. Jy kan maar dink wat gebeur het, maar môre het nooit aangebreek nie. En so van baie van ons, môre, Here, as ek net hierdie minuut klaar gemaak het, of net hierdie klaar betaal het, Here, dan sal ek meer tyd vir nie. Nie daai fout maak. Gee alles nou vir hom, en beleef wat dit is, ware vrede. Amen. Kom ons dank die Here net saam. Ons almagtig die Vader, Seun en Heilige Gees. O Here, baie dankie dat ons vanoggend as gelowiges hier by mekaar kon kom. Here, waar ons van 'n geliefde dogter van U kom afskeid neem. Here, ons wil eerstens vir U sê baie dankie dat ons haar vir 40 jaar kon gehad het. Here, ons is spyt dat ons dit nie beter gebruik het nie. Maar ons is dankbaar vir elke toekenning wat U vir haar vir ons gegee het. Dankie, Here, dat ons nie vanoggend hier hartseer en treur soos hulle wat onhoop het, maar dat ons kan rustig wees en kan vier. U, die Here Jesus Christus, is hier. En U kom verlig ons elkeen se hart. O Here, ons kan nie sonder U bestaan nie en ons kan nie sonder U leef nie. Al dink ons baie so. Here, wys ons optrede, ons swak en sondig is. Daarom is ons gebed, o Vader, dat hier waar U ook die dood gebruik het, ook ons harte kom aanraak het, om weer eens net te kom besef, dat U staan en klop by die deur van ons harte. En U beloof vir ons, dat as ons oopmaak, dat U sal doen, en dat ons lewens vervuld sal wees. Here, vir ons wat dit nog nie gedoen het nie, waar ons ook nou nie stem hoor en klop hier in ons harte, vra ons, Here, kom asseblief in. Here, kom maak ons heel. Ons wil U in die besonder vir nou hier opdra. Here, ons wil vra dat U Gees 'n hart sal vul. Dat hy sal hartseer wees, maar nie sal treur soos U wat U moet doen. Here, en U beloof ook vir ons. Nou, ek sal vir jou sorg. Ek sal jou dra wanneer die Here vir jou te veel voel. Ek sal jou krag wees. Vertrou op my. Here, dankie dat ons sulke woorde kan hoor en kan weet dat dit nie net maar woorde leer is nie, dat dit kragvol is. Dat die lewende woord dit vir ons kom bevestig. Here, help ons elkeen wat vanoggend hierby gewoon het, voluit, elke oomblik, totdat U vir ons kom haal, vir U sal leef, en nog meer, Here, dat daar die veranderinge in ons lewens ook sigbaar vir hierdie wêreld sal wees. Dankie, o Vader, dat ons kan bid, dat U Gees ons elkeen kan vul, dat die hartseer wat in ons elkeen se hart is, dat U dit sal stil maak. Ons wil ook bid vir Harry, Here. Ons wil vra dat U vir hom stikkende maak, ook heel sal maak. Heel sal maak in die wete dat U is die koning. En U sal hom bedra. En U sal hom ook die krag gee om die naam te kan bely, dat U werklik ook 'n verandering gebring. Dankie, loof en prys die heilige naam. Amen. Geliefdes, ek wil dan nou graag die begrafnisbrief aan U voorhou. Ek gaan net 'n klein stukkie daarvan lees. Jy sal sien, heel die blyke is daar. Ek het net probeer van dit lees en ek het besef, dit gaan nie vir my werk nie, maar dan ek vreesloos sit en hy hierso voor ek moet
en dan kan my hele aanbied. So ek het net van dit gelees en dit het my hart onmiddellik aangeraak. Verskoon my, ek sal dit nie kan lees nie. So ek wil vra dat u dit in die eie tyd. Ook dit die liefde wat elke een wat dit daar geskryf het. Dat ons dit sal beleef en sal kan voel, ook sal kan deel. In liefdevolle herinnering van Karel Venter, gebore 25 Julie 1985, oorlede 30 November 2025. Dan wil ek graag net Karen hierdie een stukkie van haar wil lees. Karen was maar 40 jaar oud toe Jesus haar vermaal het. Ten spyte van haar vroeë eengang het sy haar merk gemaak as 'n uitstaande echtgenoot, moeder, bloedstrui, onderwyseres en vriendin in Pongola, waar sy nes omsprok het. Die Pongola gemeenskap het Karen nou en noukie met ope arms verwelkom en haar toegelaat om diep spore as verkundige in die dorp te trap. Sy het binne 'n kort tyd 'n groot vriendekring onder jong en oud opgebou, wat nou nog invloed. Hulle liefde en haar openbaar, hulle liefde vir haar openbaar. Ons treur omdat sy so vroeg van ons weggeneem is. Maar ons weet dat hierdie pragtige mens sak arms van Jesus is. Dat die mense vir wie sy so lief was, verbou en bou, haar hart sal en haar hart sal hou. Ek wil dan nou vra dat ek nog 'n vullende vraag dan ook Rode bly ons om doen en daarna gaan ons dit dan ook net vra vir die bedankings. Vriende, familie, inderdaad de hardste dag. Sit met hulle op. Ek sit net kyk na die voetjies raak. En op elke voetjie spreek hulle. Herinnering oor goeie tye, breë tye. En ek is ontlaat die goeie dinge wat vandag sit. Om finaal afskeid te neem. Ek wil graag net so 'n paar dinge sê, om net my gevra, paar dinge te doen van daar. En maar saam met my, ja, maar net met jy niks nog so more or less everyone should be buying out. Carlos gebore in Vryheid, 1985 by Middelburg. Sy het haar laerskoolloopbaan begin met 4 jaar van graad 1 tot graad 3. Sy is toe na NRS van graad 4 af, waar sy haar laerskoolloopbaan klaar gemaak het en ook met die stas. Haar hoërskoolloopbaan was op die manier. Maar sy ook briefwegskap in finale jaar. Sy was 'n uitblinker gewees in sport en atletie. En sportgewys het sy omtrent al die sporte gedoen wat skool aangebied het, maar sy was 'n uitblinker gewees in netbal. Sy het van ongeval na 18 van Natal gespeel en was sportkind gewees, sy kaptein. Na haar hoërskoolloopbaan het sy van sport op LHI. En sy het ook baie gewees vir swem en selfs in Middelburg het ek jou geswem.
En wat raak ek volgens jullie voorlees? Maar waar moeilijk het is te schrijven? En dan, Karen Venter, een sterfster, een Bob Verstons, een raad van God. Vrienden duizend, wat nooit te jou gestel het. Persoon wat nie gesproor met ander del, as sy hulpbare was, of om ander mense hoe haar self gestel het. Sy was 'n wonderlike liefde vir hom, 'n steunpilaar vir 'n man, en 'n geliefde dogter en suster. Dus dit is inderdaad 'n groot aanseer, ons vandag hier as vriende, familie, die mense wat van ongeveer en van lief was. Vir enige moment in ons naaste Heer, daarom wil ek bid. Daarom was 'n persoon waarop sommer baie geloof. Sy was inderdaad 'n persoon as 'n mens wat voluit gelewe het, nou as mens. Spite van haar mediese uitdagings, het sy elke oomblik van haar lewe geniet. En seker gemaak dat sy ons sosiale funksies of enige funksies misloop nie. So tydens die funksies gewees het, ons altyd geconfronteer en kyk hierdie wesens maskulêre funksies. Maar toch, vriende, staan sy hier met swaar harte nie, maar met dankbaarheid. Dankbaarheid dat elkeen van ons deel moet wees van haar lewe. Dankbaar om saam beide goeie en slegte tye te deel en mekaar te ondersteun. Maar afstelle wat is dit lewe wat niemand kan vul. Dit was een wat eens gevul was met liefde, hoop en gelukkige tye. Lyk nou duister, met baie onsekerhede en baie vrae. Maar dit is nou God se hand. Daarom bid ek dat God elkeen van ons in sy hande sal vassit, dat hy ons sal lei, krag sal om weer in die moeilike tyd en na sy tyd te kom. Daarom vriende, dalk sê ons dit presies. Ons sê dankie. Dankie vir die lig. Die leiding wat jy ons gegee, jou ondersteuning, jou drukkies, jou omgekeer en jou vriendelijkheid. God het elke mens se storie geskryf. En ons weet nie hoe maar ons storie geëindig. Die feit dat God jou storie het geskryf. Is baie swaar. En is bitter en afval. Maar ons bevraag nie in die beskikking. Weet sommer, jy is een heel veel mooiste boek. Bijvoorbeeld. Schijn die elke stuk op. Dat is saak die pari, dat ons baie en afwendings.
Dank julle, verskoning. Goedemorgen. Wat denk je nog een sluiting van die Belum soal die volgende persoonlijke instanties bedankt voor een gewaardeerde bijstand. Voor een stukje mensen wat ons bijstaan heeft, sukkel, ergens meer reeds en inspiraties. Dat het onmogelijk is om allemaal te doen. Dit is wat ons kan worden. Dankie vir al die ondersteuning ons familie waardeer elke opbring, elke boodskap, elke besoek en elke gebed. Die is verseker dat julle ondersteuning behoort ons hierdie tyd dra. Ons het spesiale dank gee aan die Pongola gemeenskap vir al die Pongola wat elke ontvanging vir ons as 'n familie in heerlike kos voorberei. Albert vir ITS-dienste, mediese dienste en Dr. Thys Erasmus vir die bystand in daardie hand. Tukutaan en funeral services as ook afloop begrafnisdiens. Die familie, vriende van naby en van ver, baie dankie. Meer verder boeiers van die diens gelei het en die enkele kerk in Pongola vir die gebruik van die kerk in die saal. Al die dames wat die saal so mooi gemaak het en vir die verversing gesorg het. Dan Andrea Koen vir die maak van die video. En Marilda's skoenbier vir die speel van die bol. En dan Alton Vlok vir die klank en speel van die video. Penco Design Science vir die druk en Clarence pragtige foto in die kerk en die maak van die raam. Vital Science vir die druk van die begrafnisbrief en Kia wat sorg het dat alles vir die praktyk vlot. Alje wat die precious kader by die liggaam opgedaan het en veilig iemand bring. Die tannies, Lolo, Hetty, Vicky, vir die prachtige naam. Dan wil ons die Philip dankie sê vir die ondertyd. Nogmaals dankie aan Pongola se gemeenskap wat ongelooflik is. Vir hulle onwaarbaar ondersteuning, dit word opreg waardeer. Verversings word die saal bedien en die is baie wel van ons om daar by ons aangestel. Dit mag almal beveiligd is teruggeen na julle bestemmings. Baie dankie. Sê baie dankie vir Pieter en vir Philip. Dit is baie moeilik. Baie dankie ook julle manne. Ons gaan nou die laaste van die lied sing soos ons op. Nadat ons dit gesing het, gaan dit vra dat jy net soos op bly staan, dat ons die seën gaan uitspreek. Bid vir die seën van die Here oor ons elkeen. Dan kan ons na buite beweeg. Ons gaan na die lijkspaal, gaan ons dan die begrafnisformulier net lees. Ons geloof daar bly, dan 'n gebed, dan sal ons daarvan daaraf uit van. Kom ons staan dan nou, dan sing ons die lied soos wat ons kom. Thank you.
Here sal jou seën in jou bloed. Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Want dan vra dat ons net die familie eerste kans sal gee dat hulle moet uitprobeer, daarna sal ons uitprobeer. Baie dankie. Thank you.